Baie welkom almal by Kuier om die Woord. Wat 'n lekker geleentheid om so weer om die woord wat sonskyn in ons lewe bring te kuier. Stem julle saam? Amen. Ons is besig met Jesaja 48. Pastoor Mimpie, jy wil 'n paar skriffies voor die tyd vir die hoorders gee? Ek wil voor die tyd net die skrif gee en dan kan almal dit so lank opsoek en sit so lank 'n papiertjie vir ding daarin en dan as ons daarby kom dat jy dit lekker kan kry. So die eerste skrif is Maleagi 3 vers 3. Dis die laaste boek in die Ou Testament. En dan Sagaria 13 vers 9. Sagaria 13 vers 9. En dan Job 23:10. Job 23:10. En dan 1 Petrus 1 vers 7. 1 Petrus 1 vers 7. Sien jou Bybel nou al oop? Dis ons agtergrond vir Jesaja. Goed, Jesaja 48. Ons gaan nou by hierdie skrifgedeeltes kom. Maar as julle dit so lank wil opsoek en sit 'n papiertjie daarin, is julle baie welkom. So ek gaan so 'n bietjie van 'n inleiding gee terwyl julle die skrifgedeeltes opsoek. Julle sal sien die laaste paar hoofstukke gaan almal min of meer oor dieselfde strekking van dat Israel nie wil hoor nie en dat hulle nie wil hoor nie en hulle het hierdie afgode en God hou nie daarvan nie ensovoorts. Ja, afgode is alles af van God af. Ja. Ek sal net by God bly. Ja. Kom, wat sê dit vir ons vandag? Bly net by die Here. Ja. Nou, kan julle vir my sê, hoe bly 'n mens by die Here? As jy sy woord het. Bly in sy Die Heilige Gees is mos in ons, en hy is die Gees van die waarheid, en hy lei ons in die volle waarheid, en die woord is die waarheid. En wie is die woord? Jesus. So as ons by hom bly, is ons nie af van God af nie. As ons wegbeweeg van God af, dan beland ons in afgoderry. En wat is afgoderry? Mense sê, nee, maar ek het nie beeldjies en sulke goed nie. Wel, enige iets wat vir jou belangriker is as die Here, word 'n afgod. Stem julle saam? Kan jou kinders wees, kan jou vrou wees, jou man wees, jou boyfriend, jou girlfriend, jou Valentine, so pas Valentine gehad. Enige iets wat vir jou meer belangrik raak, luister mooi, as die Hemelse Vader, is weg van God af. Nou, Pastoor Mimpie, wat die Here dan doen is, hy, soos 'n goeie vader, dan gee hy 'n bietjie pak slaag. En hy sal ander nasies gebruik om teen hulle te kom, om hulle pak slaag te gee. Ja, maar jy loop hom nou vooruit, Okay. dis vers 10. Loop ek 'n bietjie vooruit. Jy loop hom vooruit. Okay. So, soos ek sê, Weet ek is 'n opsommend, voorloper. is jy 'n voorloper. Ja. Jy's nie 'n oorloper nie, jy's 'n Nee, ek is 'n vooruitloper, ja. So, 'n mens verstaan dat dis amper soos 'n kind wat nie wil luister nie, wat jy oor en oor dieselfde ding basies sê, want jy wil hê hulle moet dit vang wat jy vir hulle sê. Maar kom ons begin by vers 1, want dit wat julle nou opgesoek het, daai skrifgedeeltes, kom in by vers 10. As ons by vers 10 kom, dan gaan ons daai skrifgedeeltes insit. Die Bybel sê, die ore het, laat hom hoor. So baie van julle dink julle kinders het jy nie ore nie, waar is jou ore? Ek meen, die ouer mense, die mense wat nou al ondervinding in die lewe het mos nou meer wysheid. Stem julle saam? So as die kinders net wil luister vir die mense wat meer ervaring in die lewe het, sal hulle self baie verdriet spaar. Stem julle saam? Okay. Vers 1, die bevryding deur Kores. Nou in Engels is dit Cyrus, Afrikaans is dit Kores. Hoor dit, huis van Jakob, wat julle self noem met die naam van Israel. Interessante woordgebruik, julle noem julle self met die naam Israel.
Nou, soos die vers aangaan, gaan jy sien, hy gaan uitbrei oor hoekom sê hy dit so. Hy sê dit, Jesaja sê dit soort van as 'n verwyt. Nee, hy sê, julle wat julle self noem met die naam van Israel en uit die waters van Juda voortgekom het, wat sweer by die naam van die Here en die God van Israel noem. Hier kom die verwyt, maar nie in waarheid of in geregtigheid nie. So, hulle het 'n gedaante van godsaligheid, dat hulle is baie, baie lief vir die Here, maar nie in waarheid of in geregtigheid. Met ander woorde, hulle harte is nie by die Here nie. Alhoewel hulle self roem en sê, o, ons is Israeliete, ons is die volk van God, ons is God se kinders, maar in waarheid of in geregtigheid is hulle dit nie. Hoekom? Want daar's allerhande impurities, daar's allerhande vuiligheid binne in hulle, soos wat hulle afgode aanbid en wegdraai van God af. So ons sien, hierso kom die verwyt dan nou in, dat hulle dit nie in waarheid of in geregtigheid is nie. Nou wat beteken dit nie in waarheid of in geregtigheid? Sê nou maar ek en jy is getroud en ons is, nee. Ja, ek nog laas gedink, ons het nou onlangs sien, daar is 'n dokument, ja. Ja, die regering dink ook so, ja. Ja, maar kom ons sê, ek en jy is getroud, maar ons is dit nie in waarheid of in geregtigheid nie. Wat sou dit impliseer? Wel, geregtigheid weet ons, kan jy ook die 9 vrugte van die Gees neerskryf. Ja. As jy nie in dit is nie, dan is jy buite dit. Wat is die 9 vrugte Dan is van jy die nie Gees? in the right standing met Is mekaar. liefde, dis blydskap, Yes. dis vriendelikheid, dis geduldigheid. So as jy dit mis, dit is maklik om te verstaan wat jy, wie kom agter as hulle ongeduldig is? Amen. Dan weet jy, okay, ek is buite geregtigheid. Okay. So, nie in waarheid of in geregtigheid nie. So as, en nie in waarheid nie, beteken, ons is getroud, maar ons is nie eintlik getroud. Ja, ons is getroud, maar jy's baie lelik met my byvoorbeeld, en jy skree op my, en jy vloek my, jy het my daarom nog nooit gevloek nie, ek moet dit daarom sê. Wie vloek hulle mans? Wie raak so kwaad van hulle mans of hulle vrouens? Dan kom al lelike woorde uit. Nee. En veral daai een woordjie wat hulle almal so besig. Dis mense wat 'n gebrek het aan woordeskat. Julle ken daai woordjie. Ek kan hom nou nie uitspreek nie hier op die lig nie. Dis my die lelikste woord daai. Kom in man. Ja, gaan. So geregtigheid, right standing with God, right standing with people. Ja. In kort, dis die kruis. Regte verhouding met God, regte verhouding met die mense. So jy is nie 'n wat ons afgode sou nie, jy is nie af van God af nie, Yes. jy is in sy woord. Jy voed jouself met woorde van geloof wie Christus is. Jy's lief vir die woord. Jy omhels die woord en dan is jy by hom. Die teenswoordige woord, let wel. Vers 2, want hulle noem hulle na die heilige stad en steun op die God van Israel, die Here van die leerskare is sy naam. Nou, so dit klink vir my so baie soos baie van die algemene publiek daar buitekant wat glad nie die Here ken nie, hulle glad nie 'n verhouding met die Here nie, hulle is dit nie in waarheid nie, hulle is nie in dit nie in geregtigheid, maar as dinge verkeerd gaan, dan wil hulle hê die Here moet nou Hulle help. word genoem valskerm Christene. Valskerm Wanneer Christus. daar nood is dan, Ja. Waar's my valskerm? Here, help! En steun op die God van Israel, die Here van die leerskare is sy naam. Die vorige dinge het ek lankal verkondig en uit my mond het dit uitgegaan en ek het dit laat hoor. Skielik het ek dit volbring en dit het gekom. Hy praat hierso van die profeseë wat God in die Ou Testament uitgespreek het. Alles wat God gesê het hy gaan doen, het hy gedoen. Want God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Hy kan nie lieg nie. So alles wat God gesê het, het hy gedoen. En daar's 'n rede waarom hy nou weer sê. Hy gaan nou weer nou 'n profesie gee. En hy gaan sê, ek gaan dit en dit en dit doen. As ons daarby kom, sal ek vir julle verduidelik. Omdat ek geweet het dat jy halstarrig is en jou nek 'n ystersening is.
Julle eysternekke. Die Here sê vir julle Wat sê ons in Afrikaans? Hardnekkig. hardnekkig. Jy sê vir 'n kind wat nie wil hoor nie, of vir iemand, jy sê, jy's hardnekkig, man. Ja. Buig 'n bietjie daai eysternek van jou. Raak bietjie kalm. En dis net die woord wat jou kalm kan maak. Amen. Hy sê jou nek 'n eysterseëning is. Nou, as jy byvoorbeeld osse het en jy wil osse inspan, dan kom daar 'n situasie waar as jy die osse inspan moet hulle nekke buig sodat jy die juk Jy kan opsit. kan opsit. Maar as daai os onmoeswillig As is en daai met 'n os- eysternek, So kan jy hom nie inspan nie. ja. En dit beteken dit praat van diensbaarheid. Weet wat doen 'n mens met so 'n os? Jy slag hom. Yes. Maak biltong. Jy maak styk. Ja. Amen. En jou voorhoof koper. Interessant. Koper praat van oordeele. Ja. Jou voorhoof koper. Want dit lei Met na ander woorde, oordeel vir jou. Ja. Met ander woorde, die gedagtes wat hier is kopergedagtes. Dis gedagtes van oordeel en alles wat nie nice is nie. Eintlik moet jou gedagtes silwer en goud wees, nê? Nee. Kyk, jy- silwer is verlossing. Jy weet jy's En besig om droog te maak met jou eysternek, jou hardhorendheid. Yes. En jy weet, daar kom nou 'n pak sla. Ja. So dit is wat hy eintlik hier vir ons sê, die koper. Jy weet daar's koperdenke want jy voel skuldig en jy weet jy maak droog, maar jy hou aan om jou nek styf te hou, né? Yes. En dis waar die ding in gelowiges vandaan kom, is dat ons surrender. Dis die groot woord dan. Gee Oorgee. oor. Ja. In gebedslewe is eintlik niks anders as om oor te gee. Om God se teenwoordigheid te ervaar en te beoefen en jouself oor te gee daaraan en so sy nabyheid te ervaar deur sy woord en dan raak jou kop vol van die Here en jy's nie meer af van God af nie. Jy's nou in hom en want jy weet hy's in jou. Okay. So gedagtes van koper is gedagtes van oordeele en dit gaan nie goed Skuldgevoelens, skuldgevoelens. en ja. Gedagtes van silwer is gedagtes van verlossing. Amen. Die Here het my verlos. Ja. En gedagtes van goud, Wow, daar kom dit nou, jong. gedagtes van goud is ek is wie Christus sê ek is. Dis daai Is woord. jy het hom gevat. Jy is dit nou. Amen. En ek en jy gesels so vanoggend van and I say to myself, what a wonderful world. Nou, wat sê jy vir jouself? Wat kom uit jou mondjie uit? Kom nou. Ja, Is dit koper wat jy uitspreek? Is dit silwer of is dit goud? Ons het gesing. And I think to myself. I think to And myself. I say to myself. I say to myself. Die vrou wat Ja. dit noem jy, die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, yes. by haarself gekom en sy het vir haarself gesê, as ek net sy kleed So sy kom uit haar koper en skuldgevoelens en oordeel denkswyse uit. Yes. En sy sien Jesus Christus Yes. en sy sê As ek net sy en kleed. sy sê vir haarself, sê vir jouself. Wat sê jy vir jouself? Sê ek is 'n homos. Ek kan nie. Jy's wat? Jy's 'n homos. Wat het jy gesê? Ek is gemos. Gamos. Okay. Homos. Verkeerd gehoor. Homo sapiens. Homo sapiens. Ek is 'n mens. Yes. So wat sê jy vir jouself? Kom nou. Wat jy dink is wat jy vir jouself gaan sê. So jy beter Interessant. die woord in jou denkswyse inkry, Christus. So as jou mond oop gaan, dan sê jy wat Christus sê, wie jy klaar is, wat jy kan doen en wat jy besit. Interessant. Dis goud, Mimpie. Jy praat van die goud. Ons gaan nou Amen. pad goud toe. Ons is op pad na goud toe. Interessant dat die oomblik wat jou mond praat, elke selletjie in jou liggaam hoor wat jy sê. Ja, daai is 'n groot ding. Ja. Daar's in Levitikus, ek dink is 17, die denkswyse is gekoppel Yes. aan jou bloed. Oh yes. Staan so daar. Siel is denkswyse. Yes. So wat jy ook al dink, gaan na jou elke selletjie toe. So as jy vir jouself sê, ek gaan dit nie maak nie. Ek is nou verby met my. Tjoe, in jou bloed. Al die selletjies. Jy gaan dit nie maak nie. Hallo?
al die selletjies begin dan gehoorsaam raak, gaan dit nie maak nie. Yes. En dan sê ou dood, dan sê hy, weet jy, hy was profeties daai ou, hy het gesê hy gaan dit nie maak nie. Vang julle dit? Ja, Ware ja, profeet, ja. maar eintlik is hy 'n stupid profeet. Nou ons maak net 'n soort van 'n grappie daarvan. Maar die gedagtes kom na elkeen van ons toe. En elkeen van ons het 'n stryd in jou gedagtes om dit reg te hou. En dis die goeie stryd van die geloof. Amen, wat Paulus van praat. Amen. Stry die goeie stryd van die geloof. Amen. OK. Daarom het ek jou dit lank tevore verkondig. Voordat dit gekom het, het ek jou dit laat hoor, dat jy nie sou sê, my afgod het dit gedoen, of my gesneede beeld, of my gegote beeld het dit beveel nie. So die Here sê die rede waarom ek vooruit vir jou sê, wat ek vir jou beplan, is sodat as dit gebeur, jy die Here kan loof en prys en sê, maar my God het dit gedoen. Dat jy by jouself kan kom en sê, Ja, die Here is amen. my Here, en die woord, dan praat jy die woord. En dan sê Romeine hoofstuk 10, dat die hart vloei tot geregtigheid, maar met die, Mond. en daai woordjie hart kan jy ook sienswyse insit, want dis wat ook beteken. So met jou sienswyse gloei jy tot geregtigheid. Wat's geregtigheid? Liefde, blydskap, vrede, kalmte, rus. En met die mond. Bely jy So wat kom uit ons mondjies? tot redding, en redding is die woord sozo, wat beteken genesing, Gesondheid. gesondheid, voorspoed, alles wat jy nodig het. Nou weet jy, ontleed jouself. Almal van julle is baie intelligente mense. Ek meen, wat gaan aan in jou kop? Want wat in jou kop aangaan, gaan by jou mond uitkom. En wat by jou mond uitkom, bepaal wat gebeur nou. As jy vir jouself sê, ek gaan dit nie maak nie, ons geld gaan dit nie maak nie, alles is teen ons, die politiek is teen ons, hulle wil nie ons dienste vir ons gee nie. Keep on saying that. Raai wat gaan gebeur? Met die mond bely jy tot die uitkoms van wat gaan gebeur. So kan ons nie net, kom ons wees net intelligent, kom nou asseblief nou, kom kinders, laat daai, kom almal van julle wat ook luister, laat die nek 'n bietjie ontspan, laat daai yster bietjie uitgaan, kom, skud jou nek so bietjie in die skouers, kom, raak kalm, en begin hierdie woord vat, Amen. en kry silwer, en kry goud in jou gedagtes, laat die koper, die skuldgevoelens gaan, kry die Here absoluut in jou gedagtes, soos jou mond oopgaan, I say to myself, what a wonderful world. I say to myself, I'm healed. I say to myself, ek is een met die hemelse Vader. Amen. Hy is lewe in oorvloed, ek het lewe in oorvloed. En dan begin jou kop raas en sê, jy kan nie dit sê nie, jy kan nie dit sê nie. Dan sê jy vir jou kop, ek neem jou gevange, elke gedagte, en bring dit in gehoorsaamheid aan wat die woord van my klaar sê. Met die mond bely jy tot Redding. redding, verlossing, gesondheid. Kom, vang jouself uit. Wat kom uit jou mond uit? Wat het jy vanoggend gesê? Wat het jy gisterand gesê? Wat jy sê, gaan jy hê. As jy vir hierdie berg sê, hef jou op, werk jy nie seer. Nie in jou hart twyfel, maar glo dit wat jy sê, nie wat God sê nie, Sal gaan jy gebeur. verkry net wat jy sê, Markus 11. Hallo julle. Okay. Pas ons nou, vers 6. Jy het dit gehoor, aanskou dit alles. Sal julle dit dan nie verkondig nie? Van nou af laat ek jou nuwe dinge hoor en geheime wat jy nie geweet het. Wow, weet julle, ek Dis elke keer lekker, die soveel nuwe geheime dinge. opgesluit. Yes. Paulus sê die toppunt van alle geheime is geopenbaar in Kolossense 1. Yes. En dit is Christus nou in julle, en hy word verwys na die aard van die verbond. Sy teenswoordigheid, Christus nou waar? In jou. O Here, jy is so ver. Waar is die Here? Wat se gedagtes is dit? Wat spreek jy uit? Nee, sê, hy is in my. Want die woord sê, hy is in my. Ek is een met hom. Kom almal sê, ek is een Ek is een met die Here, woord. en hy is een met my. Amen. Want ek is een met die woord, en as jy die woord het, jy het jy die Here. Hy is die woord. Okay. Is ons klaar met vers 6? Ek weet nie, is ons? Ja. Hy sê ek gaan vir jou nuwe dinge laat hoor en geheime wat jy nie geweet het nie. Wat is die nuwe dinge? Die nuwe dinge is
wat in Efesiërs staan, dit wat die oog nie gesien het nie en Wow, die oor dis nog mooi. nie gehoor het nie, Ja. is wat ek vir jou berei het. Amen. Wow, is daar 'n liedjie? Ha? Is daar nie 'n liedjie, het jy nie al 'n liedjie? Dit wat die oog nog nie Nie gesien. Jy het hom geskryf? het nie, Nee. Die oor nog nie, gehoor het nie, het hy vir jou voorberei. Ja, ek met daai liedjie, ek het hom. Dis in Dis 'n Efesiërs. vreeslike, dis 'n trekliedjie, jy weet, dis 'n ander snaakse wysie. Maar ek is lief daarvoor en ek weet julle ook om die woord te sing. Jy moet dit nie net praat nie, sing dit vir jouself. Goed, Amen. sê dit vir jouself. Nou is hulle geskape en nie tevore nie en voor vandag het jy niks daarvan gehoor nie. Dat jy nie sou sê, kyk ek het dit geweet nie. Onthou nou hoekom hy vooruit sê wat hy gaan doen. Hy sê dit vooruit sodat mense agterna kan sê God het so gesê en God het sy woord gehou. Sodat mense nie agterna kan sê, ja maar dis die afgod of die idol of iets wat dit gesê het en nou gebeur het. Jesus het 'n baie mooi voorbeeld. Jesus sê, as julle sien die stad word omsingel, Yes. dan moet julle nie na Jerusalem of die tempel vlug nie. Vlug na die berge. En dis alles in Lukas 21. En dit het mos gebeur 70 na Christus in die 1ste eeu. Stad is omsingel, stad is verwoes, die tempel is verwoes en hulle wat Jesus se woorde ter harte geneem het, sê almal woord ter harte geneem het. Woord Wie wil ter God harte se geneem. woord ter harte neem? Amen. Het gevlug na die berge en dan sê Lukas, nie 'n haar het van hulle hoof geval nie. Hulle is Amen. almal sal almal veilig wees. Amen. En dan die geskiedkundige skrywer Josefus beskryf al hierdie dinge wat gebeur het. Daar was 1,2 miljoen Jode is omgebring. Van meeste van hulle was ongelowige Jode en ook die leierskap van daai ongelowige tempel. En ek dink in die 90.000 van hulle is in ballingskap geneem. Maar hulle wat geluister het na wat Jesus gesê het, sy almal luister na die woord, Luister sy na die profetiese woord in ag geneem het gevlug na die berge. So mense, as ons die woord het en ons neem ag op hierdie woord en ons bewaar hierdie woord en ons koester die woord en ons hoor wat die Heilige Gees vir ons sê, gaan jy baie calamities mis. Luister ook vir jou ouers. Luister vir die mense wat ondervinding het. Moenie slim raak in jou eie oë en dink ek gaan nou my eie ding doen nie. Ja, jou ma het jou gewaarsku, jou pa het jou gewaarsku, maar nee, ek wil my eie ding doen. So, jy pak slaag kry. So maar die Here lief is vir jou, hoor. Amen. Onthou, gewone woorde en God se woord is twee verskillende goed. Ja. Gewone woorde, dit wat jy praat in wara 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 en yada yada yada. Jada, 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 ja. Ja, dis gewone woorde. Baie mense, jada, 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 van die môre tot die aand. Maar God se Niks woord zeggen. is kragtig en sterk en het die vermoë wanneer dit uitgespreek word in geloof Amen. om te skep. Dis hoe God geskep Bring het. silwer en goud in jou God lewe. het gesê laat daar lig wees Ja. en dit was God se woord en dit het lig gebring. En daai lig spreek Amen. van verligting tussen Amen. jou ore. Ja. Amen. Okay, Ons is nou by vers 8. 8. Ja, jy het dit nie gehoor nie, ook het jy nie geweet nie. Ook het jou oor tevore nie daarvan oopgegaan nie. Want ek het geweet dat jy baie troueloos handel en dat jy van die moederskoot af 'n oortreder genoem is. Ons het gepraat van die ouens wat eysternekke is, wat nie wil hoor nie, nê. Hy sê om my naam ontwil vertraag ek my toorn en om my roem ontwil bedwing ek my jou ten goeie om jou nie uit te roei nie. Nou wil ek net ietsie insit want ons kom nou by vers 10. Ons gaan nou by vers 10 gaan ons nou iets sien. Maar God se bedoeling is nooit om jou uit te roei nie. Toe Daniël in die leeukuil gegooi is, wie was saam met hom daar? God. God het hom nie verlaat nie. Toe Job op die ashoop gesit het, het God hom nie verlaat nie. God was saam met hom daar. Toe Daniël se 3 vriende in die vuuroond gegooi is, het God hulle nie verlaat nie. Amen. God was nog steeds daar. Alhoewel hulle in die vuur was God nog Dis steeds belangrik daar. wat jy sê. Want hulle het gesê, hulle sien 'n vierde een wat met die gesig van 'n
God se seën. Ja, Dis pragtig. wat Daniël Ja, gesê het. baie van julle voel julle is in die vuur, julle voel julle is in onmoontlike situasies en jy gaan self dit sê. Waarom ek? Kyk, hoekom moet ek? Ek dien die Here en ek probeer my bes. Waarom ek? Nee, nou gaan jy vandag troos kry. Gaan verder. OK, nou vers 10. Kyk, ek het jou gelouter. Nou kom ons by Dis die waar proses ons waarin jy is. hierdie skrifgedeeltes gaan gebruik. Kyk, ek het jou gelouter. Nou voor ons by hierdie skrifgedeeltes kom, Malagi 3 vers 3, Ja. Sagaria 3 13:9, Job 23:10 en 1 Petrus 1 vers 7. Gaan jy dit nou vir ons gooi? Nee, Nog nie. nee. Okay. Ek gaan nou eers vir julle verduidelik hoe word goud gesmelt. As jy nou goud uithaal onder die grond Jy het nou gouddraande erts of gouddraande. en jy sit dit hier op die tafel neer, gaan jy nie weet dis goud nie, want dit is gemeng met grond, sand, Onsuiverhede. stokkies, jou stokkies, blare, onsuiverhede. Dis gemeng met alles. Nou, Nou, God sien hierdie volk van hom en Maak hy droog, sien ja. dat hulle het gouddraande stof in hulle. Maar potensiaal in hulle. hulle het potensiaal in hulle, maar God sien ook dat daar's allerlei onsuiverhede. So sien die Here in vir my hulle. en jou. Yes. Ja. En nou kom God en God sê, kyk, ek wil jou beter maak. Amen. Hier is hierdie bol grond en God sê, kyk, ek wil jou nou beter maak. Ek wil jou mooier maak. Ek wil jou kosbaarder maak. Ek wil jou blink maak. Ek wil jou skoon Ek maak. wil jou ware essensie laat voortkom Ja. hoe ek jou oorspronklik geskaap het. Ja. Nou, daar's baie maniere hoe hulle daai gouderts vat. Nou in die Bybelse tyd het hulle nie chemikalieë gehad nie. In die Bybelse tyd het hulle net doeteenvoudig vuur en water gehad en dis waarmee hulle die goud gesmelt het. Vandag se dae in die goudmyne het hulle chemikalieë en sure en staf wat hulle bysit. Nou ek gaan nou nie al die goed noem nie. Ek het skynat gedryp op skool, so ek gaan nie baie goed wees daarmee nie. Nee, ek het nooit skynat gehad nie, maar so die eerste stap wat God doen is om jou te was met die woord. Nee, hy was jou met die woord en dan spoel al die modder basies Kom jy weg. praat van vuur, né? Yes. Ons weet Jesus is die lam wat geslag is en oor vuur gebraai is in Johannes 6. Praat hy van homself dan as die voedsel, die hemelse voedsel. So hierdie voedsel het vuur in. So daar's jou vuur man, wat die goud gaan laat tevoorskyn kom. Ja. Ja, nou sal julle onthou, 'n ruk terug het ek gepreek en ek het gesê, die fondasie is Jesus Christus. Niemand kan 'n ander fondasie lê Ja. as wat gelê Dis is mooi nie. daai. En die fondasie is Jesus Christus. Weereens, maak nie saak wat met jou gebeur nie, God is by jou as jy jou nooit verlaat nie, as jy jou nooit en hoekom is hy by begewe jou? nie. As gevolg van Jesus Christus, hy is die bemiddelaar. Yes. Sê almal Jesus. Wanneer ek sê Jesus, is jy sê naby, want Jesus is naam is Emmanuel, God, nie net by jou nie, maar in jou. Okay. En die fondasie is Jesus Christus. Maar elkeen moet besop hoe hy daarop bou. Hout, hooi, En stoppels. stoppels, sand, modder. Wat gaan die vuur Kan jy daarmee doen? sien, kan jy sien, is dieselfde ding. Of goud, silwer, Edelgesteentes. edelgesteentes. Alright. So, kom ons So, gaan na as die vuur Maleagi nou 3 daarop vers 3. kom, né? Yes, Ja. yes. Wat gebeur met die hout, hooi en stoppels? Brand uit. So is jy nie bly nie? Yes. Wie wil nog steeds hout, hooi en stoppels in jou gemoed hê, in jou sienswyse hê? Dis dit wat al die nonsens veroorsaak. Dis nonsens. En wat jy praat is nonsens en wat jy doen is nonsens. Maar as jy toelaat dat die vuur van die Here dit brand. Kom nou, ek weet nie julle nie, maar ek wil sê brand, Here, Yes. brand. Amen. Brand al die nonsens, ek wil amper 'n ander woord gebruik, dit maak saak. Brand al die nonsens uit my uit. Amen. Want hierdie nonsens wat ek het, hierdie onsuiverhede veroorsaak al die nonsens in my lewe en dit affekteer al die mense in my lewe negatief. Okay. En gaan kyk nou hoe Ja. kyk nou hoe onwillig is mense
om die ou goeders te laat gaan. Die ou denkwyse te laat gaan. Het klou vas daar. Die ou maniertjies te laat gaan, nee. Ja. En ek kan nou teruggaan in tradisie en ek kan kyk hoe ons voorouers geleef het en allerlei ou goetertjies wat hulle gedoen het. Ja, my oupa en my ouma was norsmense, so ek is ook 'n Ek is norsmens. Yes. Nee man, laat die vuur jou bietjie brand, daai norsheid uit jou Amen. uitbrand, dat die goud en die silwer tevoorskyn. Amen, Want amen. dis wie jy is, dis jou roeping, dis jou missie. Die Here is lief vir jou en hy het jou goed gemaak na sy beeld en sy gelykenis. Okay, Maleagi 3 vers 3. Yes, as ons luister. Gooi hom. En hy sal sê, hoofletter, 'n smelter en 'n reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig, en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal Wow. bring. Halleluja. Hy sê, ek gaan jou reinig en ek gaan jou smelt. Nou wat hulle doen met die goud is, die eerste proses is, hulle was hom. Hulle was hom. Al die sand en die Waterbad goed. van die woord was ons koppe. Ja. Ja. En dan sit hulle hom in die vuur en hulle begin hom smelt. Nou woord die eerste proses, vuur, ja. die eerste proses van smelt die ander erts en die ystererts en al daai goed smelt saam. So dis nog nie 'n suiwer produk nie. Dis 'n proses. OK, Ja. kom ons gaan na Sagaria 13 vers 9 toe. Hy sê, dan sal ek die derde deel in die vuur bring en hulle smelt soos 'n mens silwer smelt en hulle toets soos 'n mens goud toets. Hulle sal my naam aanroep en ek sal hulle verhoor. En ek sal sê, dit is my volk, en hulle sal sê, die Here is my God. Ek like dit. Kom ons almal sê, die Here is my God My God. in Christus Jesus. Amen. Yes, Amen. amen. Die woord is eerste in my lewe, want dis Jesus. En Jesus bring my na die Vader en hy wys my hoe lyk die Vader. Amen. Nou, God is besig met alle mense. Al lyk dit nie so nie. God is besig met each and every person on the face of this earth. Nou wil ek vir die ouers sê, hierdie woord is vir die ouers. As jy nou vir jou kind sê, my kind, vat jou baadjie saam, want dit gaan vandag reën, dit gaan koud wees. En jou kind luister nie vir jou nie. Dan laat jy hom skool toe gaan sonder die baadjie. Dan klim jy nie pouse in jou kar Wanneer dit nou regtig koud raak, nie? en vat die baadjie vir hom nie. Jy my ou seentjie, ek wil jou net help. Nee, laat hy swaar kry man, laat hy leer. Jy moet die les leer en jy moet hom Stem julle sluk. Jy moet daai les sluk. Anderster bly dit vir jou Ja. 'n storie van ek gaan nie luister nie. Nou wil ek met die ouers praat wat volwasse kinders het. Jou volwasse kind doen iets en hy beland in die tronk, sê maar. En nou gaan jy as papi of mammy en jy gaan betaal die byl want my kind kan nie in die tronk sit nie. Nee, laat hy bietjie Los sit daar. hom. Ja. As hy 'n kar gesteel het en hy sit nou in die tronk omdat hy 'n kar gesteel het, laat hy sit. Moenie jy hom uit die vuur gaan uithaal en dink jy spaar hom iets nie. God is besig om daai kind te louter. God is besig om dit skoon te maak. God is besig om die goud te smelt. Moenie jy inmeng met God se proses nie. Baie keer is daar swaar kry op mense se lewens en ons wil hulle dit spaar. Maar hulle wil nie luister nie. Nou, moenie inmeng met God se Laat proses hulle nie. dit doen, dan kan hulle Want as God besig is om die goud te smelt en jy kom op 'n verkeerde stadium en jy sê, ag nee, ek gaan nou, ek wil jou, my kind, ek wil jou hier uithaal. Ek wil jy moenie swaar kry nie. My kind, ek kry jou so jammer. Dan leer die kind leer nie die proses aan van oorsaak en gevolg nie. Oorsaak en gevolg nie.
En dan haal jy daai goud uit die vuur uit, maar die vuur is die goud is nog nie Proses is nog gelouter nie nie. voltooi nie, ja. Dis nog nie gelouter nie. Nou, as jy die goud voor die tyd uithaal, dan sal jy sien, dit is, as ek 'n voorbeeld kan noem, dit lyk Nou moet jy beskryf. min of meer Ja. bruinerig, mosterdkleurig, want daar's nog impurities. Onsuiverhede. Daar's nog impurities in. Kan dit blink as dit so bruinerig Nee, dit al die onsuiverhede moet uitgaan. Meer vuur man, meer vuur. Gee hom vuur. Nou. Gee hom meer woord. Gee hom gas, Johanna. Gee hom gas. So, as goud heeltemal gelouter is, en ek wys nou hier na my ring, dan kan hy blink. Wie het 'n ring? Dan kan hy blink. Kan jy sien? As hy blink, kan jy God se beeld weerspieël. En dit jy blink God se beeld vir mense. As hy nie blink, Want jy's gelouter. kan jy nie. Ja. So, al die ouers, moenie probeer om jou kind uit die vuur uit te haal nie. Daar's 'n les wat geleer moet word en ons moenie inmeng met daardie les nie. Want God is besig om die goud te smelt. Dis God se proses. Amen. Moenie jy inmeng nie. As jy kinders nie wil luister nie en wil hulle eie Jy ding kan. doen, dan moet dan sê is goed. Snork op. Jy kan bid. Jy kan bid. Jy kan liefde gee. Jy kan aanmoedig om die Here te dien, maar moenie jy die gouderts uit die vuur uithaal nie. En dan stop jy die proses. Dan moet daar weer 'n nuwe proses Begin. voordat dit geleer kan word. OK, Job 23 vers 10. Hy sê, want hy, hoofletter, weet hoe my wandel is. Hy, my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Nou dis wat fantasties is. As jy gouderts het en jy smelt hom en jy smelt hom en jy smelt hom, en op die einde van die dag is daar geen goud nie, dan was daar nie goud van die begin af nie. Stem julle saam? Daar was geen substansie nie. Amen. Dan alles uitgebrand. Dan was dit nie regtig goud nie. Maar hy sê, die Here sal my toets en ek sal soos goud tevoorskyn kom. Amen. Mooi en skoon. OK, laaste skrifgedeelte 1 Petrus 1 vers 7. Ek dink ek het nog 'n skrif wat jy daar kan bysit. Jakobus, ag dit louter vroeg. O ja, nee. As jy dan Jakobus, allerlei versoekinge en definitief. spanninge en toetsing Yes, beland, want definitief. hoe gaan hy verder daar? Ons sal dit nou lees. Ja, 1 Petrus 1 vers 7. Nu gaan ek 'n bietjie meer lees as net daai verse, want dit is so mooi. 1 Petrus 1 vers 7. OK. En ons gaan begin lees by vers 6. Daarin verheug julle al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie beproef met allerhande beproewinge. Kort tydjie, allerhande beproewinge. Sodat die beproefdheid van julle geloof, jou geloof moet beproef word. As jy verlang na 'n plek waar jou geloof glad nie beproef word nie, daar is 'n plek, is die plek van die lang boompies. Daar word jou geloof glad nie beproef nie. Nee. Maar terwyl jy op die aarde is, sal jou geloof beproef word. Die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, Baie mooi. wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie. Wow, mense, julle is, dis my so lekker om saam met julle die Here te dien, want nie een van ons het hom gesien nie, maar we believe.
we believe. Ons het hom nie gesien nie, tog lief het. Ons sien hom in sy woord nou, en Yes. ons hoor hom in sy woord, Amen. en ons glo sy woord is wie hy is, en Heilige Gees skilder hom as 'n werklikheid af. En wie julle, al sien julle hom nie nou nie. Weet jy kan hom nie nou fisies sien nie, en tog as ek na elkeen van julle kyk, dan sien ek Jesus Christus. Sien hoe julle blink, goud begin blink. Tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap. Nou vers 9, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele te verkry. Einddoel van jou geloof is goue denkswyse, nie Silwer koper nie, denkswyse, nie goue koper nie. denkswyse. Amen. Kan ek Amen. gou weer die Jakobus? Yes. Hy sê hierso, ag dit is Jakobus 1 vers 2. Yes. Ag dit louter vreugde, my broeders, susters, wanneer julle allerlei versoekinge, toetsinge, moeilikheid val, omdat julle weet dat die beproewing, sê almal beproewing, van julle wat? Geloof. Geloof kom uit die gehoor en gehoor is uit die woord. Dis Jesus. Lydsaamheid, geduldigheid bewerk, maar die geduld moet tot volle verwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en aan niks kort kom nie. Daar's die goud. Suiwer goud. Halleluja. Okay, Waar is ons nou? gaan terug na Jesaja 48 vers 11. 11. Om my ontwil sal ek dit doen. Nou sê die Here, weet jy wat, ek sal jou op die einde van die dag uitred. Het hy toe die Daniël se 3 vriende uit die vuuroond uitgered? Ja, hy het. Om sy ontwil, om God se ontwil, het hy dit gedoen. En ek sal my eer aan niemand anders gee nie. Luister na my, o Jakob en Israel, wat ek geroep het. Dit is ek. Ek is die eerste en ek is die laaste. Ook het my hand die aarde gegrond en my regterhand het die hemele uitgesprei. En as ek roep, staan hulle daar almal saam. Kom by mekaar julle almal en luister. Wie onder hulle Sê almal luister. luister? Wie luister vanmôre? Wat hoor ons? Ons hoor die woord. Hierdie vuurwoord wat die goud louter in jou. Goed. Hy vir wie die Here liefhet, sal sy behaag voltrek aan Babel en sy mag aan die Galdeer. Nou wil ek net iets sê. Die feit dat die Israeliete weggeneem is in ballingskap na Babylonië toe, was die smeltkoers. Dit was die plek waar die Here hulle gesmelt het. So, Die Here het dit toegelaat dat dit gebeur, sodat hulle kan swaar kry, sodat hulle kan gelouter word. So almal van julle wat nou luister en julle wat hier is, as daar swaar is in jou lewe en pyn, Yes. ag dit louter vreugde. Yes. Want die proses is aan die gang, dat die goud wie jy is, die werklike jy, jou essensie, wat die Vader geskaap het na sy beeld en gelykenis, voortbring, sodat jy die lig kan wees, en die sout, jou bediening kan uitleef. So, as jy swaar kry, laat daar 'n opgewondenheid so in jou binneste opstaan, sê, okay, hierdie is net tydelik. Wie van julle weet, as dit winter is, dan sê jy, okay, die somer is op pad. Amen. As dit vreeslik warm word in die somer en jy kan dit met jou sê, okay, dankie tog, die winter is op pad. Amen. Tye, weet jy, niks is dit verander. Wat nou in jou lewe moeilik is, raai wat, daai seisoen is al klaar besig om te verander. Hou net vas. Moenie afraak van die Here nie, raak meer in hom, in sy woord. Vat die woord soos hierdie wat jy byvoorbeeld kry, hou dit aan, luister. En as jy voel jy gaan bietjie af, vat die woord, sit dit op jou ore. Luister die woord. Goed. Baie keer dink ons, liefde is stay soft. Stay soft. Ag nee, ek kan nie. Ag, Ek kan sies nou tog. nie. Ag, shame. 'n Lekker pak slaag is baie keer liefde, né? Yes. En die persone wat met 'n les leer nooit die les nie. Want net sodra die Here besig is om 'n vuurtjie te bou, dan gaan ons en ons haal hulle uit die vuur uit en sê, ag, shame kry jy so nee, ek wil jou gou help. Ek wil net die balans hier so 'n bietjie regstel. Dis nie te sê mense wat siek is, die Here wil jou iets leer. Hy straf jou nou nie, nee. En dis nie te sê dat
in alle gevalle is die Here besig om jou te smelt nie. Daar is goed wat in mense se lewe gebeur. Daniel, nie, vat vir Daniel se vriende, Sadrag, Mesach, Abednego, hulle het nie droog gemaak. Hulle het nie droog gemaak. Hulle het onskuldig binne in die vuur beland. Presies. So ons praat hier van mense wat regtig skuldig is en ons is aanjaag. En nou sê jy vir daai kinders, okay, julle wil nie hoor nie, gaan nou maar en gaan ervaar. Gaan maar skool toe En dan sonder jou baadjie. hardloop jy nie agterna van die baadjie vir hom nie. Laat hy nou maar koud kry en leer dat dit is beter om vir die ouer mense te luister. Presies. So ek wil net die balans herstel. Dis nie te sê as jy 'n ongeneeslike siekte het, God het jou nou in 'n vuuroond gesit en God is besig om jou te smelt. Dis glad nie wat hy sê nie. Wat vir Job? Job was absoluut regverdig en Amen. hy het waar beland. Was 'n toetsing geweest. Hy sit op die ashoop, sy hele lyf is vol sere en siekte en nou, maar hulle moedige man sê vloek die Here dat hy jou kan doodmaak. Sê ek sal nooit die Here vloek nie. En daar gaan lees hierdie boek Job, die einddoel. En dan sê die boek Job hier aan die einde, hy het vir sy vriende begin bid. Yes. Die vriende wat so lelik was met hom. En God het En God het sy omstandighede verander Verander. en 7 maal beter gemaak. Amen. Sy gesondheid, sy lewe, sy finansies as wat dit voorheen was. Amen. So ek wil net die balans hier geherstel het. Maar soms Ja. jy het die Heilige Gees nodig. Soms werk jy met mense en hulle kry swaar. Hulle kry swaar. En jy bid vir hulle en jy bid vir hulle. Jy sê, Here, ag asseblief haal hulle uit hierdie moeilike situasie uit. Dis nie altyd wat die Here wil hê nie. Die Here wil partykeer hê hulle moet deur die swaar kry gaan met God. Verstaan wat ek sê? Daai is belangrik. Met Help hulle terwyl hulle in die swaar kry is met die woord, met God self. Sodat wanneer jy in die swaar kry is, ag dit louter vreugde my broeders, as julle in allerlei toetsing, versoeking is, omdat die einddoel van julle geloof op hande is nou. Dit louter jou. Dit maak jou beter. So eintlik met daai opgewondenheid kom, weet jy, ek kry nou swaar, maar weet jy wat, ek gaan nou eers vashou aan die Here. Moenie nou alles oorboord gooi en jou swaar praat nie. Moenie begin dat jou mond nou dit uitspreek en sê, dis die einde, ek kan dit nie meer hou nie. Begin die woord praat in daai situasie. En dit wonderlik hoe die Here jou louter en jou goud al hoe meer laat blink. Dis waarom ons bid, vir wanneer ons met mense werk. Jy kan nie in mense se huise ingaan en sê, okay, van nou af gaan ek nou polisieman wees hier in jou huis. 6:00 die môre sal ons bid en bla bla bla. En mense leef hulle lewe soos wat hulle lewe wil leef. Ek sal nooit, ek moet hierdie ingooi. Yes, jy kan. Ons het hierdie ou wat hier in die gemeente was en toe maak hy droog en sy vrou het hom gelos en toe het hy die pad gevat, toe is hy nou weg van die Here af en toe uiteindelik toe onthou hy en toe kom hy nou terug. Nou soek hy werk hier in Oudtshoorn weer. Nou sê hy vir ons, ag kan ek by julle nou bly, jy weet. Sê ja, ag okay, want hy was by stadium daarom 'n goeie lidmaat gewees. En ons het hom na Corneille se kamer, want Corneille is toe uit die huis het sy kamer gegee en ek gaan nou nie die ou se naam noem nie. Kom ons sê nou maar Piet Pompies. En hy bly toe nou daar in die kamer en nou daai stadium van die reis is dit ek en jy vroeg opgestaan 4:00 die oggend, dan is ons 5:00 by die kerk. En bid ons. En dan kry ons al die mense wat ons saam bid voordat hulle werk toe gaan. Ja. So 'n hele groepie hier gewees, dan bid ons nou, want dit stem julle saam om vroeg in die môre te begin met die Here, is goed. Goed. En dan kom ons hier aan, nou vir julle weet as jy veral in die winter so vroeg moet opstaan, hierdie was in die wintertyd. Dit is nie lekker. Dit is nie lekker om op te staan en dan nou nog in die kar te klim en kerke als oop te sluit en hier gaan ons nou bid nie. En die meneer gaan nie saam nie, hy lê en snork. Want hy soek nou werk, maar dit lyk my of hy werk soek om nie werk te kry nie, jy weet. Maar in elk geval, na so 'n week, wat hy, toe kom maar iets oor my, en pastoor Mentor. En ek gaan maak vir Piet wakker. Ek sê, Piet, ek het die antwoord gekry vir jou. Die Bybel sê, hy wat ly, moet bid. Laat hom. Jy het mos 'n lyding nou. Jou vrou het jou gelos, jy kry nie werk nie. Ja, ek sê die Bybel sê, Jakobus, dieselfde Jakobus, sê, as iemand ly, laat hom bid. Ek sê, kom Piet, jy gaan saam. En daai oggend vat ons hom saam en hy bid saam. En die tweede oggend bid hy saam. En die derde oggend bid hy saam. En die vierde oggend
terwyl ons bid hier in die kerk, die bars hy uit in trane. En hy begin sy sondes bely. Hy klap die Heilige Gees om wil te wakker. Salwing. En hy het daai dag sy goed gepak en hy's terug. Hy het met sy vrou gaan versoen. Dus ons ook sommer ontslaap van 'n Piet Pompies. Maar kyk nou net, né? Kyk nou net wat gebeur. Hy het swaar gekry in sy verdrukking. Ons het hom nie gelos nie, maar uiteindelik het die Here gesê begin bid. En wat bid 'n mens? Mens bid die woord. Jy bid Jesus. Okay, goed, ek weet nie, ek wou dit net aangooi. Yes, amen. Okay, so ons gaan Waar ons is is ons nou? by vers 15. Ek het dit gespreek. Ook het ek hom geroep, ek het hom laat kom en in sy weg sal hy voorspoedig wees. Kom julle nader na my, hoor dit. Ek het van die begin af nie in die geheim gespreek nie. Van die tyd af dat dit gebeur het, is ek daar. Jy sien, die Here is altyd daar. En nou het die Here my met sy gees gestuur. So sê die Here jou verlosser, die Heilige van Israel. Ek is die Here jou God, wat jou leer wat heilsaam is, wat goed is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan. Ag, as jy maar na my gebooie geluister het, dan sou jou vrede gewees het soos 'n rivier en jou geregtigheid soos die golwe van die see. Jy sien, hy praat hierso weer met die ouens wat die eysternekke het, wat nie wou geluister het nie. Mense wat nie wil luister nie, gaan deur dramas gaan. Okay. Dan sou jou nakomelinge gewees het soos die sand, en die wat uit jou liggaam voortkom, soos die korreltjies daarvan. Sy naam sou nie uitgeroei of verdelg word voor my aangesig nie. Gaan weg uit Babel, vlug weg van die Galdeërs. Verkondig met jubelklank, laat dit hoor, bring dit uit tot by die einde van die aarde. Sê, die Here het sy knegt Jakob verlos. Sê almal, ons is klaar verlos. Ons is klaar En verlos. dis ons boodskap, mense. Amen, dankie Kenny. En hulle het geen dors gehad nie. In die woestyn het hy hulle gelei. Hy het water uit die rots vir hulle laat stroom. Hierdie water is Jesus. Hierdie woord wat jy nou hoor. En die rots geklowe, sodat die waters weggevloei het. Geen vrede, sê die Here, vir die goddelose nie. Amen. Die wat nie luister nie? In the fire. Jy is In of the weg van fire. God af, goddeloos, of jy het besluit, ek neem die woord aan en almal wat hom aangeneem het, die woord, gee hy mag om kinders van die Here te wees, Amen. familie te wees. Amen. En jy beoefen sy teenswoordigheid. Amen. En wat is jou mond oopgaan, say to yourself, wat die woord van jou sê. I say to myself, what a wonderful world. Sê amen? Yes. Oh yeah. Oh yeah. Sluit af. And God is good. All the time. Laat Kenny vir ons afsluit. Kenny, can you pray for us? Pray here, hard that we can record it. Pray, yeah. Say thank you for the Lord. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. And therefore we say thank you, Father. Amen. 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 What a beautiful prayer. Amen. Dankie Kenny.